Hartlike goeiemôre, dit is donderdagoggend net die 29ste Mei 2025. My naam Dani Gerber. Man, vandag is 'n baie spesiale dag. Dis Hemelvaartdag, nê. Dit is die dag toe Jesus Christus opgevaar het na God die Vader en gaan sit het aan die regterhand van die Vader. Halleluja. Nou, as ons gaan kyk bietjie, dan gaan ons dit so bietjie 'n Bybelstudie doen, as ek dit so kan sê. Kan julle sien, dit is presies 40 dae na Jesus opgestaan het uit die dood uit. Nadat God hom uit die dood uit opgewek het, 40 dae presies. En 40 is 'n baie belangrike nommer. Ons kan gaan kyk bietjie van in die Bybelse tyd, waar is 40 'n rol gespeel? Nou Moses het vir 40 jaar in die Farao se paleis gebly. En dis waar hy groot geword het. En hy het ook vir 40 jaar in die woestyn gebly voor God hom gebruik het om die Israeliete uit te lei. En hy was vir die eerste keer 40 dae op die berg. En toe hy afgekom het met die kliptafels, en daar het 'n afgod gemaak, 'n afgodsbeeld, het hy die kliptafels stukkend gegooi, toe moes hy weer vir 40 dae teruggaan op die berg. So 40 het regtig waar 'n baie groot rol. Jesus, toe hy gedoop is, nadat hy uit die water uitgekom het, toe is hy vir 40 dae in die woestyn gelei, waar die vyand gekom het, Satan gekom het, en hom probeer te beproef en te verlei en verdrukking om te sit. So 40 het net regtig 'n baie spesiale ou nommer in ons lewe. Maar ek wil vir julle lees hierso van die Hemelvaart, dat ek en jy sal besef, want daar is so baie mense en ouens wat opkom en sê, ek is Jesus. Julle moet nou vir my aanbid, ek het nou teruggekom, en dan kry jy mense wat hierdie ouens aanbid. Hulle letterlik dra hulle op hulle hande. Gaan kyk maar 'n bietjie daar op YouTube, is daai video's van hierdie valspredikers. En ek wil net vir julle 'n bietjie lees hierso van hoe dit gaan wees wanneer Jesus gaan kom. En is daar in Handelinge 1, en ek gaan net lees hier van verse 8. Hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê, dis Jesus self wat hier gepraat het, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem, en toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. So wat ek wil sê is, elke oog gaan Jesus Christus sien, die dag as hy op die wolke terugkom. So moenie laat ander mense vir jou sê, hier's Jesus en daar's Jesus. Die God se woord sê dit. Hy sê, moenie angstig rondkyk nie. Moenie mense glo as hulle sê, hier is Jesus en kyk, daar is hy nie. Wat ek kan verstaan as ek God se woord verstaan en as ek hom reg lees, Jesus gaan op die wolke kom. Maar hy gaan nie sy voet op hierdie aarde neersit nie. 1 Tessalonisense 4, hier vanaf verse 13. Hy sê hierso, en as ons gaan kyk, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie, want ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie voor sal wees nie. Want die Here self, hier kom dit nou, want die Here self sal van die hemel neerdal, met die geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. Nie op die aarde nie. So hierdie ouens wat loop en sê, hy is Jesus Christus, hy is hier op die aarde. Hy lieg, man. Hy is van die hel, hy is van die duiwel. Hy sê, en so sal ons dan altyd by die Here wees. So die woord is, bemoedig mekaar met hierdie woorde. My boetie en sussie, die Here is op pad, die tyd is naby. Is jy gereed as die Here gaan kom? Kom ons bid saam. Halleluja. Abba Vader, Here, baie dankie vir die woord. Here, ek is sommer so opgewonde, Abba, om te weet
dat soos u opgevaar het in die hemel, so gaan u terugkom. En Here, ons gaan opkyk met 'n opwagting, met die woord sê, ons kyk op met 'n verwagting, want ons weet, vir my krag kom van die Here. My hulp is van die een wat die hemel en die aarde gemaak het. Aba Vader, seën ieder en elkeen. Here, gee vir elke ene die opgewondenheid om te weet, Jesus is op pad om sy bruid te kom haal. Is ek en jy gereed? Is ons rein? Want die Here kom vir 'n rein bruid en ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, raak opgewonde. Die tyd is naby, die koning is op pad. Is jy gereed? God bless.